Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Dalk het jy ook al 1 Petrus 1 vers 15 gelees en gewonder hoe op dese aarde is hierdie opdrag moontlik. Dit voel net te groot. Kom ons lees dit. 1 Petrus 1 vers 15. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Om heilig te wees, soos wat God heilig is, vir my voel dit net heeltemal onmoontlik. Hoe sal ek dit ooit regkry? En toe lees ek nou die dag iets wat vir my net so groot was, dat ek dit net moet deel. Ek lees Johannes 21, en hier is met my besig oor die spesifieke gedeelte, maar ek lees ook die vooraf gedeelte, Johannes 20, en ek lees onder andere hierdie verse. Johannes 20 vers 21 en vers 22, daar staan, dis nou Jesus wat aan sy disippels verskyn, die vertrek is toegesluit, is na sy kruisiging en sy opstanding, dan staan daar vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Hierdie woord wat hier vertaal word met blaas, die interessantheid is, as jy na die Griekse woord gaan kyk, jy lees die Griekse woord wat hier gebruik word, en jy gaan kyk na die eerste Griekse vertaling van die Ou Testament. Miskien moet ek net gou sê, ek dink baie mense weet, die Ou Testament is mos nou geskryf meerendeels in Hebreëus, daar is ook dele wat in Aramees geskryf is, maar meerendeels in Hebreëus, en toe hierso, hier in die 3de eeu, het die Nuwe Testamentiese kerk die hele Bybel in Grieks vertaal. Ons praat van die Septuagint. So, as jy dan nou die woord lees, wat hier vertaal word met blaas, en jy gaan terug na die skepingsverhaal toe, en jy lees dit in die Grieks, dan is dit dieselfde Griekse woord, wat gebruik word waarmee God in Adam die lewensasem ingeblaas het. Selfde woord, God blaas in Adam die lewensasem in, en nou lees ons, intussen het daar mos die sondeval plaasgevind, en die verskriklike wegbeweeg van God af, Jesus kom en hy kom betaal vir die sonde, en nou sê Jesus, hy blaas weer die herskepingslewensasem van die Heilige Gees, blaas hy in sy kinders in. Wow! So God skep ons, en hy sê, maar nou kom ek, en ek herskep jou, sodat jy heilig kan leef, soos wat ek heilig is. So dis nie 'n onmoontlikheid nie, dis nie 'n ding wat ons sê, dis hierdie swaard oor ons kop, ek moet heilig leef soos wat God heilig is nie. Nee, Jesus kom en hy sê, ek blaas die herskeppingsasem van die Heilige Gees, blaas ek in julle in, ek herskep julle, jy wil nie net geskep nie, maar ek herskep julle, sodat julle heilig kan wees, soos wat ek heilig is. So daarom moet ek en jy weet, elke deeltjie van ons, wat nog die ou mens vertoon, is nog nie vernuwe deur die Gees nie. Daarom moet ons attent wees, of ingestel wees op ons lewe, en sê maar, vertoon ek nog iets van die ou mens, dan gaan ek terug na die herskepper toe, die Heilige Gees, vra Heilige Gees, maak my so nuut, dat ek kan heilig wees, soos wat U heilig is. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein
wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.